Volspoed, episode 25, Saterdag. Renier werk nie vandag nie, maar sy by lê op die bedkassie onder die wekker wat hom nie skril wakker gemaak het nie. Sy pa het dit seker afgeskakel. Die wekkertjie kom van langse tyd af terug. 'n Geskenk van oupa en ouma af een Kersfees. Elke kind het een gekry, soortgelyk teen dieselfde prys. Niks voortrekkery nie. Batteryhorlosies van diertjies. Syne 'n hond, Alicia het 'n haas gekry, Lulet 'n kat en Vivian 'n hoenderhaantjie. Almal pas hulle wekkertjies op, asof dit deel is van 'n hartklop wat lewe gee, wat tyd reguleer of kan laat stilstaan wanneer die vakansies aanbreek. Ordelik, soos oupa en pa leef en is. Vir 'n kort oomblik voel dit asof Renier die saligheid op aarde beerwe het. Dit moet die konkoksie wees wat oom Christo hom gisterand ingespuit het, wat hom so uitgeklink het. Maar dan kom gister se beelde terug, en dit help nie eens om oë toe te maak om dit uit te blokkeer nie. Die prentjie sal vir ewig in sy onderbewussyn ingebrand wees. Ai, ou Kruik. Hy wonder wat die kind se laaste gedagtes was, voordat die bus hom getref het. Het aan die spele gedink, en harder getrap, besluit ek moet wen, ek gaan wen, ek sal oefen totdat ek die beste is. Wat word van mense planne en drome as jou draadjie gesny word? Was alles waarvoor 'n mens geleef het dan verniet? Of jaag Kruik nou met sy bergfiets oor die hoogste pieke, deur wonderskone natuurtonele en na waters waar daar rus en vrede is? Renier voel skoon lam as hy daarin dink dat Kruik ook gisteroggend met die toets oor die oog geworstel het, en vanoggend is sy ou klasmaat nie meer hier nie. Hy besluit om sy eie oë toe te maak, vir almal te bid, wie se lewens skielik en onverwags verbygaan. En toe bid hy vir ouens soos om Christo, wat daar is wanneer lewens aan drade hang en stadig maar seker greep verloor. Hy vlieg skielik regop en dink aan die omstandighede waarin om Christo soms werk, die goed wat hy elke dag van sy lewe moet sien. Die nooddienste manne wat hulle eie lewens op die lyn sit om ander te help. Oom Christo praat nie baie daaroor nie, maar daar was byvoorbeeld die een geleentheid, toe hy onder 'n vragmotor moes inkruip om te gaan kyk of iemand in 'n voertuig deur onder die ding se 7 ton lyf nog asemhaal en leef. Matrikulante wat na die afskeidse deernagpartytjie van die kant af onder hom ingejaag het. En toe leef die een meisie voorwaar nog, diep sny op die kop, hare wat iewers in metaal vasgevang is, en oom Christo lê op sy maag en begin los sny. En toe moet hulle probeer om haar daar uit te kry, maar een van die ander wat by haar in die kar was, pen haar met sy lyf vas, en bokant hulle maak die lorry snaakse geluide, asof hy wil waarsku. Luister julle, ek balanseer hier op my tone, maar ek is nie 'n bolshoi mannetjie nie. Maak nou klaar, want ek gaan op julle almal aftuimel. Maar toe kom die brandweer gelukkig en help die lorry om sy staan te kry, en oom Christo kry die meisie daar uit en hou haar vas, totdat hulle haar in die ambulans weggeneem het. En nee, dit is nie oom Christo wat vir hulle die storie vertel het nie, dit is Panda, wat die BMW op Saterdag kom was, wat dit vir die ander mense soos Boiling vertel het, en dan hoor Renier die meer dramatiese en aangepaste weergawes van al die stories. Sien, oom Christo is 'n hero hier in Hams. Een van die ander stories wat Renier altyd sal bly, is die storie van die polisievrou wat altyd op die vans gewerk het. Volgens Panda het sergeant Carla gekies om nagskof te werk. Dan ry hulle blykbaar meer rond as wat hulle in die dag doen. Sy het niks daarvan gehou om agter die toonbank in die aanklagkantoor te werk nie. Sy soek mos aksie, en daar is meer aksie in die aande, soos roof, moord en ongelukke.
Maar Panda sê, is oorlaat Elsa, die fotograaf, ook dikwels na die nagtonele uitgeroep was. Hulle twee het mekaar gelike, daar was iets spesiaal tussen hulle, wanneer hulle so op plekke saamgewerk het. Daar waar mense se lewens opgehou het, soos moorde en ongelukke. En toe was daar eendag 'n liderlike ongeluk op 'n ietwat verlate pad. 'n bakkie en 'n bussie. Daar was baie mense dood en beseer en natuurlik was die nooddienste ook daar. Oom Christo en 2 ambulanse aanvanklik, later die brandweer en nog 'n ambulans en die polisie en tussen hulle was Elsa, wat ouer gewoonte weer foto's moes kom neem het, en Carla, wat met die flits en haar gloeibaadjie gestaan het om vir karre te wys waar hulle mag ry en waar nie. En as dit 'n oomblik stil raak, of daar kom die karre van iewers af aan nie, het die twee vir mekaar sigarette opgesteek. Dan het oom Christo blykbaar opgekyk van waar hy met pasiënte besig was en hy het sy kop geskit. Daai gif pyltjies van julle. Of, magtig man, kom net weg waar die petroldampe staan. Wil julle ons almal voortydig laat opgaan in vlamme? Miskien het hy grappies gemaak, maar eintlik is oom Christo altyd dood ernstig daaroor. Hy hou nie van rook nie. Daarom sal René ook nie daai slegte gewoonte aanleer nie. Maar toe daai een aand, terwyl die 2 vroumans, dan die een vir daai ene sigaret aansteek, en dan weer die ander een vir die een, het daar 'n ander ding gebeur, 'n lelike ding, het Panda vertel, en Boiling het gespons en uitgespoeg. Elsa het haar laaste foto's geneem, en Carla gegroet. Daarna het sy na haar gestreepte golfie toe teruggestap, wat deur een kant ver van die stikkende karre af van die veld geparkeer was. Elsa het aan haar kar gaan klim en begin voel in haar sakke. Sy kon nie haar sigarette kry nie. Toe het sy die paneelkussie van die golf oopgemaak en 'n nuwe pakkie sigarette uit sy selofaan losgemaak. Sy het 2 sigarette in haar mond gesit en toe sy begin soek vir haar aansteker. Een vir haar en seker 1 sigaret vir Carla, voordat hulle weer uitmekaar moet spat. Maar sy sien, haar kar het nie 'n lighter gehad nie, en seker het sy haar ander lighter verloor. Hulle het dit later opgetel, daar op die ongelukstoneel. In haar kar se lighter was haar selfoon se charger in. Toe roep sy, Carla, light! Toe lig Carla met die flits in haar rigting en sien, nee, 'n ander light. Ok, ek kom. Sy het daarna toe gestap, haar lighter uit haar eie sak uitgehaal en die 2 sigarette aangesteek. Elsa het een uit haar mond gehaal en in Carla se mond gedruk. Carla het omgekyk in oom Christo se rigting en vir hom lachend met 'n middelvinger gewys. Man, hierdie is net ons een laaste ou sigaretjie voordat ons uitmekaar stap op pad om te gaan slaap. Niemand het die taxi sien kom nie. Miskien was die bestuurder 'n bietjie aangeklam, of hy was dalk bedazzled deur die verskriklike ongeluk en die goed wat daar rondgelê het. Van die volgende oomblik swenk die minibus en toe tref dit Carla in die deur en ry omtrent dwars deur die golf en blus die 2 vroue se laaste sigarette vir altyd en daarmee saam hulle aardse lewens ook en die van die bestuurder van die taxi. Panda sê die mense wat gesien het, het gesê, hulle het oom Christo nog nooit tevore hoor skree of vloek nie, en ook nie weer daarna nie, maar daai aand het hy geskree, nee, dit was so onnodig, jy weet, daai woord, maar niks is nie onnodig nie, as jy nooddienste werk, aanvaar jy alles as deel van lewe en sterwe, al is dit soms 'n frats, soos daardie aand. Maak hom in met 'n skinkbord. Rendier kry, Saterdag ontbyt in die bed. Voel jy al vandag 'n bietjie beter, vra ma. Rendier kyk net na haar en gooi sout op sy eiers. Dankie vir die kos, ma. Plesier my seun, ek gaan oorstap winkel toe om vir pa te gaan help. Seker maak hy die regte goed na die regte mense toe gaan, sê sy en soen hom op die voorkop. As ek jy is, blyk sommer heel dag in die bed, sien jou later René. Sy staan op en loop, sien ma later, sê hy vir die niks wat in die kamer agterbly. René eet klaar en staan op om te gaan stort.
Hy wil na sy swart kar gaan kyk, wat nou onder oom Christus se afdak staan. Hy is steeds bly oor die kar, maar iets in sy kop het verander. Daardie baldadige opgewondenheid het plek gemaak vir 'n soort gedemptheid. Hy trek aan en neem die skinkbord terug kombuis toe. Hy stap oor na oom Christus se plek toe. Hy druk die hek met sy eie remote oop en stap om die huis. Langs die huis steek hy 'n oomblik vas om sy asem in te trek. Die Ford Prefectie staan regs onder die afdak. Die Land Rover heel links. 2 spasies tussenin is oop. Dit beteken oom Christus nog uit met die wit en rooi Beamer. En ouma hulle is nie daar nie, want hulle kar staan tweede van regs af as hulle kom kuier. Renier se bene begin van self beweeg. Dis tyd vir voorraadopname. Hy moet gaan vasstel wat sy nuwe ou kar nodig het vir sy eerste wedren. Hy moet dringend begin werk aan die kar. Mens weet nooit wanneer jou drome kort geknip word nie. Ai, ou Craig, waar is sy? Lig hom vanoggend, wonder hy vir 'n oomblik, net voordat hy hom sien. Jakes! So in gedagte was hy, dat hy nie die ander bakkie wat doer langs sy oom se bachelors woonstel, wat mos nou 'n stoorkamertjie geword het, sê nie. En die man wat daar op die klein stoepie, gebukkend oor die swart kar se ingewande en parte staan nie. Hoe het jy hierin gekom? Die man vlieg om en toe trap hy hom uit. Moenie so op my afsluip as ek 'n pasiënt ondersoek nie. Klop voordat jy nader kom. Renier maak 'n vuis in die lug en hy klop kastig in die lug voor hom. Toe sê hy, tok tok, mag ek nader kom? Ja man, kom tog. En so by the way, sorry om te hoor van jou pel. Dankie. Hy sê vanmiddag kom kyk het na die swart kar. Ag well, anyway. Renier steek vas. Van wanneer af is jy al hier besig? Ek het 7 uur begin werk, toe jou oom ingekom het. Toe ek die parte hier op die stoepie kom uitpak. Jou oom het gesê ons kan die goed daar binne stoor. Hy betaal my om te kom kyk of ek die kar vandag nog aan die loop kan kry. Werk hy nog? Nee, ek het nog nie getraai nie. Sy engine is nog nie in nie. Idioom. Ek praat van my oom. O, hy, dok. Nee, hy sê hy is af vandag. Maar hy is nou eers winkel toe. Het jy ou klere aan? Is jy reg om te kom help? Ja, natuurlijk, dit is hoekom ek hier is. Nou vat hier, die deel van die engine moet op die diff vastkom. Dit is net te swaar en ongemaklik vir een ou om te dra. En ek gaan nie alles nou dismantle nie. Dit is te swaar vir 2 ouens ook, maar Renier maak spiere styf en byt op sy tande om by te hou. Hy gaan beslis nie vir Jakes kans gee om hom 'n sissie of poepviehandjies en papspiere te noem nie. Ek is nogal verbaas, maar die vorige eienaar het die onderdele redelik mooi skoongemaak en begin restaureer. Ek het vanoggend seker gemaak dat die dryfas en die radkas werk. Ons gaan waaragtig nie die engine weer uithaal as hy eers in is nie. Maar hoe kry ons hom in? Ons kry die ding skaars van die grond af opgetel terwyl ons hom moes dra. Poelie, dis hoekom daar 'n ketting om die engine is. Jakes wys na die staalbalke van die afdak. Ons gaan die poelie daar aan die staalbank hang. Moet hy nie 'n ander dryfas en radkas kry as ek met hom wil reisies jaag nie? Vra Renier. Jou oom se opdrag aan my was, kry hom eers net aan die loop, net soos wat hy hier is, met wat jy hier is. As is. Het jy dit, boetie? Moenie vir my boetie sê nie, maar dankie, ek hoor wat jy sê. Reg, meneer Douglas sê. Ag, moenie nou simpel wees nie, Jakes. Moenie sê ek is simpel nie, ek tik jou dik Douglas sê. Jammer, meneer Venter, dit was net 'n manier van praat, u hoogheid. Ja, dit klink beter. Van nou af is ek meneer Venter vir jou, anders kan jy maar op jou eie van hier af aangaan. Nee, is reg, meneer Venter, en praat as ek kan help. Renier besef dat hy maar die beste van die slegte saak sal moet maak. Hy sien so uit om sy eerste trip met die swart kar te doen. Na gister sy jagtog saam met oom Christo in die kar, besef hy net weer eens dat racing in hulle Duplessis se bloed is. Jakes klim op die swart kar en sê, kan jy die poelie optel en aangee of is hy vir jou te swaar? Ek
kan. Hy kan, al gee sy bene amper onder hom pad. Die ding is verskriklik swaar. So jy wil wragtig nog steeds 'n stokkaar van hierdie ding maak. Jou oom het gehoop dit kry end as die karretjie eers aan die loop is. Renier kan nie antwoord nie. Hy knyp tot Jakes die poelie vat en hak. Maar Jakes stoom voort. Jy ry met jou pa se trokkie teen 60 km/h elke dag, dan dink jy kan sommer in 'n warm gemaakte vintage klim en die ou manne daar op Mayhem uitstof. Hulle gaan vir jou omflip. Hy is lus en breek Jakes se ribbes as hy vent so neerhalend praat. Jakes spring van die swart kar af. Ditsim, nou kan ons die engine op, hys en insit. Hy trek die ketting nader. En laat ek net eers hierdie bonnet op 'n manier staan maak. Hy het al 2 keer op my kop afgekom. En as dit weer gekeer beding is ek myself gelyk voel. Hoekom praat jy skielik so mooi? Ek weet mos van die F-woord en jy wou Jakes lig hand. Oom Christo het gesê, hy trek 'n rand van my geld af vir elke vloek wat hier in die agterplaas gebeur. Maar my oom is mos nie nou hier nie. Wel, hy sê, hy check my op daai kamera. Ek moet ophou vloek en veral moet ek ophou om voor jou te vloek, want slegte gewoontes is mos te maklik om aan te leer. Wat se kamera, vra Renier. So wragtig is daar 'n klein kameraatjie net onder die afdak aangebring. Seker deel van die sekuriteitsstelsel wat oom Christus se kar moet oppas met al daardie duur toerusting wat hy met hom saamry. En dalk die medisyne ook in die kar. En nou gaan die kamera gebruik word om Jakes se vloeke te moniteer. En ook elke keer wanneer hy die man gaan backchat, sal sy oom het seker sien en hoor. Dan sal hulle seker maar albei in hulle spore moet begin trap. Jakes soek iets in sy gereedskapkassie. Hou vas die bonnet, laat ek 'n yster gaan soek om hom weer regop te hou. Bly jy hier. 'n Mac het soms 'n paar ekstra spiere in hande nodig. Daar is ysters en pype in die hoek van die erf agter daardie pomphuisie, beduie Renier. Hou jy vas, dan gaan haal ek vir jou 'n yster. Hoe weet jy daar is ysters? En as daar ysters is, kan jy nie sommer net van jou oom se goed vat nie. Dis nie my oom se ysters nie, ek het hulle daar gesit. Ek het hulle daar kom wegsteek. Dit is om aan kieler vas te swys vir ekstra versterkings. As ek 'n yster iewers sien of optel, dan het ek dit so lank hier kom bære en wegsteek vir 1 dag. Die tuinman neuk nie daar agter in die tuin nie. Ek het vir hom gesê dit spook daar. Clever man! Nou kry vir ons een van daai pype, so dik, so lank. Ek sal probeer vir naasten by. Onthou net, ek is nie ham en skraal stiel en aluminium nie. Hy stap na die hoek toe en krap in sy ysters en pype. Daar is 'n paar wat dalk net 'n bietjie te dun was vir die doel waarvoor hy hulle wou aanwend. So nou kry hulle 'n nuwe werkie. Jakes sit die stuk yster in posisie en dit hou die bonnet op sy plek. Hy staan tevrede terug voordat hy afbuk om die haak van die poelie aan die ketting om die engine vas te maak. Ek gaan op huis en jy moet die engine van die kar se bakwerk af weghou. Ons soek nie nou al duike in die bakwerk nie. Die voorreg om hulle te maak kom jou toe. Behalwe as jy so op my kar spring. Jy maak duike as jy trap, man, dink hy by homself. Ek dink ek moet jou manager word. Mymer Jakes en spook met die skroewe en moere van die bak om hom vast in die bak en die engine vast te maak. Selfs 'n natural soos Alonso het 'n trainer nodig. Trainer, vergeet daarvan man, ek kry training in daai simulator by die mall se speletjies arkade. Ek is los voor. My naam staan bo op die top 10. Renier, jy joke mos nou. Nee, ek joke nie. En as ek uitval, dan gaan ek terug en verbeter my laaste rekord sodat ek voorbly. Eerste, number 1. Jy joke mos. Man, ek flip en joke nie. Phew! Dan sit nou finaal. Meet your new manager. Jakes steek 'n vuil oliepoot na hom toe uit. Renier wil eers vir hom vertel wat hy met sy manager planne kan doen. Toe besef hy,
Mens byt nie die helpende hand wat iemand na jou toe uitsteek nie. Jy skud hom, al gril jy vir die ou dat die hare op jou arms en bene regop staan. Jakes maak klaar met die moere van die engine. Hy begin pypies opkoppel en drade las. Last en maar nie die minste nie, sit hy die battery op sy plek en maak hom vast toe sy. Nou toe René, gaan klim en draai die engine. Reg, meneer, en René klim in en draai en toe gebeur daar niks. René klim weer uit en gaan staan langs Jakes. Jakes steek 'n sigaret aan en tuur in die engine. Miskien moet jy seker maak dat die drade na die starter toe behoorlik vas is. Praat 'n vriendelike man skielik daar reg langs hulle. Jakes kyk hom snaaks aan. Toe sit hy die sigaret neer en toets die drade en jou wraggies kom een heeltemal los. Hy draai die skroef los, sit die draad in posisie en draai hom weer vas. Gaan draai hom nou, beduie die ander man, asof Jakes nie eintlik in beheer van sake is nie. René klim weer in en draai die sleutel. Joi, 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 kry die swart kar vir die eerste keer 'n stem van sy eie. Die man daar by hulle beduie na die deurskynende petrolfilter en sê, haal die pypie wat na die karburetor toe gaan af en kyk of die ding nie verstop is nie. Hierdie kar het lank gestaan. Jakes haal die pypie af en blaas hom skoon. Hy sit hom weer vas en skree, right, start hom nou René. En daar gebeur dit. Hoes en poep en mis en daar blaas die engine 'n paar donker rookbolle uit voordat hy begin luier. Ref hom René, maar stadig. En dan los ons hom maar dat hy vir 'n rukkie staan en idle. Jakes draai na die man wat daar by hulle staan en sê, Jakes Venter, en daai een is René Du Plessis. Hy is die eienaar van hierdie kar. Bert Schultz, sê die man, en ignoreer die hand van Jakes naam te uitsteek. Wel Bert, dankie vir jou hulp. Ek het lanklaas aan so 'n ou vintage gewerk soos hierdie een. Jakes kyk na sy hand en laat sak hom maar weer. Die man gaan hom duidelik nie skud nie. René probeer nie eens om 'n hand uit te steek nie. Hy staan vasgevries op een plek. Hy het die oom se naam gehoor, maar hy weet dat dit eintlik nie moontlik is nie. As die man se naam Bert Schultz is hy mos dan die Rosaan se man en Siska se pa wat dood is. Net toe gaan die voorste hek oop en oom Christo ry met die wit en rooi BMW in. Dit is net na 1. Dit raak somer, maar René kry ysig koud waar hy langs die swart karretjie staan. Jakes is geheel en al onbewus van enige iets. Hy luister die kar met sy oor en hy tune hom nou met sy hand. Oom Christo hou stil en kom nader. Hy roep, ongelooflik, daar het jy dit gedoen, ou Jakes, kan jy dit glo? Wel, met 'n klein bietjie hulp van hierdie ander ou, erken Jakes. Watter ander ou? Vra oom Christo. Van René af? O nee, hierdie een nie, van Bert af. Bert Schultz. Jakes kom oorent en kyk rondom. Toe trek hy sy skouers op. Wel, ek weet nie waar hy nou heen is nie, maar hy was hier, net voor ons die kar gestart het. Word vervolg, en dankie dat jy so ver luister.